Goeiemorgen geliefdes. Al die mooie mense. Al die mooie mense behalwe Niels. Nee, ek grap net. Ek wil 'n stelling maak, nee. Dat ons musiekspan, die beste musiekspan in die wêreld, die tweede beste musiekspan in die wêreld is. Weet julle wie is die eerste? Ook hulle. Ja, regtig, hulle so, maar ek sê nou vir my swaar en ons my sit, sal nooit vergeet, jare terug toe ek jonger was, by jeugsoundtrack in PE, toe Pastoor Hannes Mini, vir die wat ons sal ken, jy het ook gekend, Michael, toe sing ons, soos klomp, seker duisende jong mense op die soundtrack, toe sê hy, as die Here jou siel gered het, en dan sing die koekie, dit laat my so lekker sing, dan gaan ons sê, dit laat my so lekker spring, en dan spring jy, dan sê ek van na die tyd, dat 'n paar van die ouer gehad het, om gas gegee na die tyd, ek sê, hulle kan nie spring, so, maar dank julle het regtig goed gedoen volgend, julle het regtig mooi gespeel. Baie welkom volgend by die diens, ek glo dat u hier is, omdat u afspraak met die Here het. En ek glo die Here gaan volgend van sitplek tot die sitplek beweeg, en almal op 'n besondere wyse seën. Ek wil dan ook so amptelik vir Veronica welkom hier by die bedieningsspan, by die musiekspan. Veronica, dankie, ek weet, jy het 'n talent, en as 'n koekie wat ons altyd gesing het in die sonskool wat sê, as jy hom verwaarloos, dan verdwyn ons spoorloos. So as bly is weer agter die keyboards, so baie welkom saam met ons. En dan wil ek net 'n skool maak vanoggend vir Pastoor Nanetjie, met 'n bietjie terugvoer. Dit gaan beter met Pastoor, ek volgende met hom gesels. Hy is nog, ek dink hy soek hom met sy bloeddruk, en ek dink hy sukkel om die regte medikasie te kry. En dit maak hom nog 'n bietjie onvas op sy voete, en hy is nog nie 100%, so kom ons bid ook dan vir hom. En die ander verskoning wat ek ontvang het is vir Adel, Winston Adel en hulle gesin. Dan wil ek volgende ook sommer vir dan die Bobby weer welkom sê. Jy weet, sy was so lang as die landplaas met kerk gewees, ek het in sy weggeraap. Of sy is helemaal toe soos Elia, maar gelukkig is sy hier, welkom saam met ons, ek glo dat sy wil die dienst saam met ons gekoen. Dan is ek volgend dankbaar, saam met die gemeente, dat Klein Ryden volgend hier is. Geef ons bietjie terugvoer, wat Ryden asseblief. Ja, Melanie se swangerskap het goed gegaan, en op 'n stadium het hy toetse gedoen, en dit het nie gebeur nie. Maar langer 'n kort storie, toe hy gebore is, toe sê hy is 'n Down-syndroom. En met dit het verskriklike uitdagings gekom, soveel so dat 'n mamma hart is seer vir haar kind, jy wil dit dra. Maar ons was ook dankbaar dat sy sterk genoeg is om dit wat met ons kleinkind gebeur te kan hanteer. Sy hartjie is gebore met 2 gaatjies in die hart, een het klaar herstel. Hierdie week is ons lewerspesialist toe sy liggaam probeer verskriklik hard om die ander gaatjie toe te kry. Maar dit lyk nie suksesvol nie, hulle het vir hom sterker medikasie gesit, en hulle gaan op die 23ste Maart sal hulle besluit of hulle dan gaan opereer en die gaatjie toemaak. Maar op hierdie stadium moet ek vir julle sê, ons is elke dag dankbaar vir elke dag, elke sekond, elke maand, en hy is nou 4 maande, so ons het baie vir dankbaar gewees. Het jy net vir sê, wat is jou dogter se naam? Melody, dis God se kind. Die Here het hom vir julle gegee, en hy weet wat ook al die probleme se hartjie maak, is dat die Here dit op 'n kome genees werk doen. Ek glo dit met julle hart. So kom ons hou vas aan daai belofte.
Ons sal definitief bid, ek net sê, ons sal nooit al die name kan doen, maar weet jy wat? Die Here ken die name, en die Here ken die mense. En ek wil net vir ons aankoop met gebed, net vir Hendrien verjaar vandag, is hy hier. En dan Kobus, ek het volgende van my deur gesê, ek hoop ek word nog 110 jaar oud. En toe het hy sê, nee, toe sê ek, nee, ek wil niet laat nie. Ek hoop ek word nog 110 jaar ouder, maar ek wil dieselfde gaan lyk soos nou. Dus ek dit aanvaar. So, kom ons staan en gaan vir Rian vra, ons te open met gebed en dan sommer die versoeking weer, en ook daar Rian weet, soos ek sê, kan wat ek aan die naam kan, en dat Here weet hoe dit is. Baie dankie. Almagtige God en onze Vader, baie dankie dat ons volgende weer as 'n familie in U huis kon vergader. Dankie dat U oor ons gewaak het in hierdie nag, ons bewaar het, ons beskerm het. En vanoggend is die van ons wat hier so is gesond en gereed om te luister na die boodskap wat U vir ons wil bring, Vader. Vader, daar is soveel mense wat U nodig het, hierdie name gehoor, Vader, en ons dra aan U opvolgend, want U is die groot geneesheer, Vader. By U is niks onmoontlik nie. Ons vra, Vader, wees met elke persoon wat sy naam genoem word, ook met klein Ryden. Ag Here, as dit U wil is, dan is dit nie nodig vir daardie operasie. We gaan hulle so met ons deur hierdie dag, Vader, ook vir hulle wat nie kan wees nie, dat weg is dalk iewers heen, dat ons verreis in 'n genade, dat hulle ook veilig terugbring so. Dit vir hulle wat in ons voorreg het, en dat ons sal voorsien in elkeen se behoefte, Vader, en sal deure oopmaak vir hulle wat dalk uitgaan om te gaan werk so, Vader, dat hulle 'n beter toekoms vir hulle self kan opbou. En dan dra ons nou hierdie diens aan U op, Vader. Ons bid dat die pastoor Mike sal aanraak, dat hy vir ons 'n boodskap sal bring wat U wil hê ons moet hoor. Dat U van sitplek tot sitplek sal beweeg en elke persoon volgende is sal seën met 'n groot seën, Vader. En ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Amen. En dan net die verjaarsdag van die week wat nog voor lê, die 3de, ja, Annetjie Barna, en dan die 7de Februarie, jaar Johanna Kroon. Kom ons bring nou die Here al die lof en al die eer en aanbidding wat toe kom. Kom ons bring die dank aan hom, weet jy wat, daar is genoeg rede om die Here volgende dank te sê. Die feit dat die lewe, die feit dat die hier is, die feit dat die gezond is genoeg rede om die Here dankie te sê. So kom ons is dit twee woordjies vol lof en dankbaarheid en die gemeente bring aan die lof. Vol lof en dankbaarheid sal ek sing, wees ek kan hoor, is ek kan, sy naam, my body te gaan, grootlik en my liefde. Vol lof en dankbaarheid sal ek sing, wees ek kan hoor, is ek kan, sy naam, my body te gaan, grootlik en my liefde. Vol lof en dankbaarheid sal ek sing, wees ek
weet jy wat? Afrika gelukkig geweest. En die musikant het dan vir ons so mooi gespeel. Ek gevra dat hulle vir ons enige koortjie, so net 2 keer sal deurspeel en gaan groet iemand. Gee ons vir hom 'n glimlag en dat hy weer terug glimlag en sê vir hulle, dit is goed vir ons. So die musikant speel vir ons 'n koortjie, 1 of 2 keer, en dan gaan goed wees as die 4 minute. Sin met oorgawe en bring so ons dank aan hom. Ons hou evangelie lied wat sê aan God al die ere, hy het wonders gedoen, en liefde gee hy ons sy enigste seun. So kom ons sing die ou bekende liedjie, aan God al die ere, hy het wonders gedoen. Aan God al die ere, hy het wonders gedoen, en liefde gee hy ons sy Hy offer sy lewe as sonde en soen, om vir ons die hemel open te doen. Prijs die Heer, laat die aarde verbuig. Prijs die Heer, laat die mens kom nou juich. Door God, door die Vader, en Jesus die Seun, en Heer om die Heere, hy wonders te doen. En verlossen die prijs van sy bloed, en allemaal mag God die belofte nog goed. Zijn troost en vergering van wallen verloor, tot aan het Heer Jesus verwektes verloor. Prijs die Heer, laat die aarde verbuig. Prijs die Heer, laat die mens kom nou juich. Door God, door die Vader, en Jesus die Seun, en Heer om die Heere, hy wonders te doen. Sy wonder, hy wonders te doen, en door ons is nou weer sy Christus doen. Maar groot en as alles en Heere is groot, sal daar die lang wees, dan vir ons Jesus groot. Prijs die Heer, laat die aarde verbuig. Prijs die Heer, laat die mens kom nou juich. Door God, door die Vader, en Jesus die Seun, en Heer om die Heere, hy wonders te doen. Prijs die Heer, laat die aarde verbuig. Prijs die Heer, laat die mens kom nou juich. Door God, door die Vader, en Jesus die Seun, en Heer om die Heere, hy wonders te doen. Prijs die Heer, laat die aarde verbuig. Prijs die Heer, laat die mens kom nou juich. Door God, door die Vader, en Jesus die Seun, en Heer om die Heere, hy wonders te doen. Prijs die Heer, laat die aarde verbuig. Prijs die Heer, laat die mens kom nou juich. Door God, door die Vader, en Jesus die Seun, en Heer om die
Openbaring 5 vers 9 tot 14 sê, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem. Die lam wat geslag is, waardig om te ontvou krag, eer, heerlikheid en lof tot in die ewigheid. Oh,
Jesus
Dankie musikante, jy het weer eens pragtig gedoen. Goeiemôre, elkeen van u. Vertrou dit gaan goed met julle. Bly dat daar so mooi hoeveelheid mense opgedaag het. Kom ons begin maar eers by dit wat aangenaam is. Kobus, baie geluk met die verjaarsdag of die veroudering, is dit 'n beter woord? Kan ons maar sê verjonging. Verjonging. Ok, kom ons gebruik die woord verjonging. En dan wil ek toch vir u sê, geliefdes, dat ek is in kontak met ons pastoor, so ek probeer maar so gereeld as moontlik met hom kontak maak. Hy is nie gesond nie, hoor, ek gaan nou nie eers met iets ontraam nie, hoor, hy is nie gesond nie. Woensdag het hy die oggend opgestaan om vir haar die koffie te maak, en hy kon nie die koffie klaar maak, en toe het hy weer aan die rekkel gegaan, en hy het so onsamehangend met my gepraat, dat ek na hom vir hom gesê dat ek gaan nie verder met jou praat, ek gaan rus vir 'n paar uur, en dan bel my as dinge nie alright is nie. Kom ons begin om ruimte op hierdie stadium, mense. Dis ons pastoor, ons wil hê hy moet nog verlang, solank die Here hom spaar, moet hy ons wees, hy is kosbaar vir ons, en ek ken nou al my gesindheid, dat ek en Veronica na hierdie gemeente gekom, om ons te onderwerp aan pastoor Leslie. En ek sal vir hom in die mooi woord, in die sin van die mooi woord vir hom bepleit op my arm die stomp af is, want ek is baie, baie lief vir hulle. En kom ons gee vir hulle spasie asseblief. Moenie haastig wees nie, moenie druk op hom plaas nie. Die dokters het gesê dat hy vir omtrent 'n maand baie kalm en baie rustig moet wees. Sy bloeddruk is die hoogte in oor die 200. So kom ons bid vir ons pastoor. En Leo sê vir jou pa, ons bid vir hom, ons is lief vir hom, ons waardeer hom, hier is geen verskeie agendas in ons harte nie, ons is lief vir hom. En Mike Rood sal vir hom instaan en vir hom beklei totdat dit nie meer nodig is nie. Alright, so julle asseblief bid vir ons pastoor en laat hy gesond word. En moenie op hierdie stadium, gee net vir hom 'n bietjie ruimte op hierdie stadium. Dit is goed om hom te bel, goed om te hoor, maar moenie nou druk op hom plaas nie, asseblief. Alright, as daar iets is, die kerkraad is hier, my swarie is meer as behulpsaam en die res van die kerkraad, en as dit daarop neerkom, sal ek waar dit vir julle kan help. Goed, baie welkom. Ons gaan soos geadverteer môre gesels oor die betekenis van die nagmaal. Ek het dit juist so gedoen dat ek graag vanmôre so vir 'n oombliekie wil fokus op die tafel, sodat ons direk vanuit dit kan oorgaan na die tafel en nie weer nodig het om dieselfde skrif te lees nie. So, hierdie skrif is seker al 1000 maal net in hierdie gemeente gelees. Maar ek gaan dit weer lees. Ons lees vanaf vers 17 lees ons vir in 1 Korintiërs 11 en ons fokus op die betekenis van die nagmaal. Maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie dat julle saamkom nie ten goeie maar ten kwade. Ons sal nou kyk wat het in die gemeente aangegaan. Want nie hierdie gemeente, die gemeente van Korinthe. Want in die eerste plek hoor ek dat as julle saamkom in die gemeente, daar skeuringe onder julle is en gedeeltelik glo ek dit, want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie. Want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete en een het honger en die ander is dronk. Het julle dan geen huise om in te eet en te drink nie, of verag julle die gemeente van God, maak julle die beskaamd wat nie het nie. Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Hoor dan wat sê ek? Hierin prys ek julle nie. En wanneer ons hoor wat in die gemeente in Korinthe aan die gang is, dan sal jy agterkom, hier kon hulle nie prys nie. Hulle was met vreeslike goed besig gewees. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het. Ek ken die gedeelte. Dis wat ons gewoonlik by die tafel lees en wat ons nou nie vanmôre weer gaan oorlees nie, né? En nadat ek gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat julle gebreek het, doen dit so dikwels tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis.
Want so dikwels as julle hierdie brood eet en die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Pragtige belofte, né? Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet en die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en aan die bloed van Jesus. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink, want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Ek gaan weer eens vanmôre die preek indeel in 3 gedeeltes, soos wat u nou al gewoond is, wanneer ek die woord van die Here bedien en die voorreg het, en in pastoor Leslie se afwesigheid vir hom dankie sê, dat hy my nog steeds gebruik. Ek wil ons moet eerstens kyk na 'n historiese oorsig van die stad Korinthe, sodat ons kan verstaan hoekom Paulus hierdie woorde sê. Hy sê dit, want hierin prys ek julle nie. Sodat ons gaan kyk wat het in Korinthe gebeur en wat het in die gemeente in Korinthe gebeur. Dis my eerste punt. My tweede punt wil ek gaan kyk na die nagmaal as 'n heilige sakrament. En die derde punt wat ons gaan doen is dat die nagmaal, die tafel, herinner ons aan die onbaatsigtige liefde van God. So dis die 3 punte. Nou ja, kom ons begin. Kom ons gaan kyk na wat het in die stad gebeur. Wat is die historiese oorsig van die stad Korinthe? Nou Korinthe was 'n baie ryk kosmopolitiese handelsstad gewees. Met ander woorde, daar was baie geld in Korinthe. Korinthe, die stad Korinthe, was welvarend geweest. Dit was 'n handelsstad en die dryf van handel in die stad het hierdie stad 'n baie welvarende en 'n baie voorspoedige stad gemaak. Die stad was ook geleë op 'n baie belangrike handelsroete, een van die belangrike handelsroetes. Wat beteken het dat daar het baie skepe ingevaar en baie skepe het uitgevaar, en wat verder beteken het dat daar het baie handelaars het in die stad gekom en baie handelaars het uit die stad het hulle verhandel na ander stede en na ander dorpe. Met ander woorde, in die stad was daar gekoop. Mense het goedere gekoop. Mense het goedere verkoop. Mense het goedere versprei. So dit was 'n bedrywige stad geweest. Dit was 'n besige stad. Dit was nou nie 'n klein ou dorpie waar die trein 1 keer 'n jaar deurkom nie. Hier was gewerk en hier was handel gedryf en hier was geld gemaak. En rykdom was in die stad gewees. Maar ongelukkig het die rykes neergekyk op die armes. Hulle die armes verneder. Maar dit is die stad. Nou verder sê die oorleweringe vir my, en ons gaan nie ure op die historiese oorsig praat nie, ek wil net vinnig iets noem, sê die oorlewering dat omdat dit so 'n bedrywige stad was, het mense uit verskillende lande kom inwoon in Korinthe. So in Korinthe was daar nie net een taalgroepering nie, daar was nie net een geloofsgroepering nie, daar was nie net een praktyk of tradisie wat beoefen is nie. Die invloed van mense wat ingekom het in die stad, het beteken dat daar baie mense in en uit beweeg het, en daar was mense van ander stede. Nou weet ons, as ons nou Suid-Afrika vat, en hier is 'n invloed van 'n klomp Duitsers, vat nou maar Namibië. Ek meen, die Duitser het sy eie soortige kultuur en agtergrond, en die Afrikaner het sy eie soortige kultuur. So jy kan nou sien, hierdie amper vermenging wat in die stad aangegaan het. En dit het meegebring, hierdie ryk handelsstad en bedrywige handelsstad, het die volgende tot gevolg gehad, dat die morele losbandigheid in die stad was. Jy weet hoe gaan dit by 'n hawestad. Ek hoef nou nie, is kinders in die kerk en so aan, maar jy weet hoe gaan dit by 'n hawestad. Dit is wat in Korinthe gebeur. So hier was die immoraliteit het hoogtyd gevoer, want
gevier, want die skepe het in en uit beweeg en saam met dit het daar wanpraktyke plaasgevind in die stad van Korinthe. En daarom sê Paulus, hy skryf dit, hy sê, hierin prys ek julle nie. Buiten dit, uit die verskillende agtergronde wat in die stad dan saamgekom het en saam gevestig het dit beteken dat daar verskillende tradisies en praktyke was. Dit het beteken dat afgodediens was ook 'n geloofspraktyk geweest. So in die stad wat dan so doenig was en besig was daar hierdie immorele styging gewees, 'n immorele tendens gewees, maar dan was daar ook hierdie afgoderry, afgodsdienste wat in die stad gebeur het. Kan ek nie net 'n ander mikrofoon kry? Geef my 'n gewone mikrofoon asseblief. So daar was verskillende gebruike in die stad en verskillende praktyke in die stad en een van die gebruike was die afgodediens en ek het nou al 'n geruime tyd met u gepraat oor die afgodediens en vir u genoem dat dit 'n absolute gruwel in die oë van die Here is. Kom u agter dat die stad Korinthe was daar baie dinge verkeerd, ondanks die feit dat hulle ryk was en ondanks die feit dat hulle baie bedrywig was. Want daar het dinge gebeur wat die hartklop van die Here nie goed gedoen het nie. In hierdie stad, met al hierdie genoemde dinge, was daar 'n gemeente. En hierdie gemeente was die gemeente van Korinthe. En hierdie gemeente, ek het probeer naslaan om te kyk hoe dikwels, maar hulle sê net dikwels, het hierdie gemeente by ander gemeentelede se huis by mekaar gekom, of by 'n vergaderplek by mekaar gekom, en dan het hulle, soos wat ons vandag sou gehad het, 'n piknikmandjie gepak. En dan het hulle saam as 'n gemeente geëet en gedrink. Dis hoekom die opskrif van 1 Korintiërs 11 is, hy praat van 'n liefdesmaal. Ek weet nie wie van u dit nou al gaan naslaan en gaan kyk het wat dit is nie. 'n Liefdesmaal is 'n agape maaltyd. Dis hierdie mandjie wat elke gesin gepak het, kom hulle by mekaar by die vergaderplek en hulle eet saam en hulle drink saam en hulle ry en ek sal vir Bram sê, hier is 'n hoendervlerkie, gee vir my jou frikadel en dit was soos ons noem in die Grieks 'n koinonia gewees, 'n koinonia, 'n geestelike gemeenskap was dit gewees en 'n fellowship, ek dink dis 'n baie mooi Afrikaanse woord. Dit was 'n heerlike fellowship gewees. En dan na die ete, dan was daar nagmaal gebruik. Maar in hierdie liefdesmaal, in die gemeente van Korinthe, was daar slegte dinge aan die gang. Dis negatief, maar ek noem dit vir u gou. Nommer 1, in die gemeente was daar nie eenheid gewees nie. Hy sê dit tog baie duidelik. Hy sê dit, as julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle nagmaal van die Here eet nie. Want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete, en die een het honger en die ander een is dronk. So daar was 'n verdeeldheid in die gemeente gewees. Nou geliefdes, die Here Jesus het na die aarde gekom om eenheid te bevestig. Die Here het na die aarde gekom om eenheid te bewerk. En in hierdie gemeente, ek praat van nie Queensland gemeente nie, ek praat van die gemeente in Korinthe, was daar alles behalwe eendragtigheid gewees. En dit het 'n impak gehad op die nagmaal wat hulle gebruik het. Want die Here sê ons moet een wees in gees en een in siel en een in liggaam. So dit het 'n impak gehad op die nagmaal. Verder, die rykes het die armes, soos ek gesê het, verneder. Dit sê die oorleweringe, weet dit is sleg mense. Dit sê die oorlewering dat die rykes in die gemeente het voor die tyd bespreek dat hulle vroeër na die liefdesmaal gaan of die agape-maal gaan en dan het hulle byna al die voedsel opgeëet en die drinkgoed opgedrink
En wanneer die armes daar aankom, dan was daar nie te eet en te drink nie. En eintlik was hierdie ete ook vir die armes gewees, sodat hulle kon saam eet en saam drink. Nou dis 'n baie lelike, u stem met my saam, dis 'n baie lelike gesindheid. Dit het aangegaan in die gemeente van Korinthe. Daar was 'n selfsugtige gees in Korinthe. Daar was hierdie egoïsme en egosentrisme wat dit rondom die ryke gedraai het en die arme was neergekyk en was as te ware verag. Dis regtig nie 'n mooi gesindheid nie. Daar was geen respek in die gemeente nie. Geen respek vir mekaar en geen respek vir die Here Jesus nie. Hulle het die offer van die Here nie hanteer soos wat dit gehanteer behoort te word nie. Ons weet, as disrespek by die voordeur van 'n gemeente instap, dan stap liefde by die agterdeur uit. Is dit waar wat ek sê? Wanneer geen respek inkom in 'n gemeente, dan is daar liefdeloosheid. En dis die aard van die gemeente in Korinthe gewees. En bo dit alles was hulle wanordelik in hulle eredienste. Daar was nie orde nie, daar was nie stigting in hulle eredienste nie. Dis hoekom Paulus, wanneer hy oor die gawes van die Heilige Gees praat in hierdie 2 briewe, dan herinner hy hulle dikwels dat God is 'n God van orde en nie van wanorde nie. Nou ons weet, wanneer die Here werk, werk hy soos wat hy wil werk. En ons mag nooit die werk van die Here stop nie. Hoor my mooi wat ek vir julle sê. As die Here wil oorneem in 'n gemeente, dan neem die Here oor. Maar kom ek sê vir u, omdat God orde is, sal die Here dit ordelik doen. Maar daar was nie orde in die gemeente nie. Opgesom, wat was aan die gang in die gemeente in Korinthe? Daar was spanning. Daar was hoogmoed. Daar was liefdeloosheid. Daar was egoïsme, selfsug. Daar was verdeling in die gemeente gewees van Korinthe. Nou kom Paulus en hy sê, mense, ek skryf hierdie brief om julle te herinner wat die betekenis van die nagmaal is. Julle kan nie met so gesindheid om die tafel van die Here sit. Verstaan jy nou hoekom Paulus hierdie lering gee in 1 Korintiërs 11? Want jy sien, ons lees net daar van vers 23, ons lees nie die voorste verse wat hy praat van die partyskappe, hy praat van die skeringe, ons lees dit nie. En dit is eintlik wat die nagmaal ontheilig het. En dit is hoekom, en ek gaan nou net daaroor iets sê, hoekom Paulus op 'n stadium praat van 'n onwaardige wyse. So wat aangegaan het in die gemeente en in die stad Korinthe, het God nie behaag nie. En Paulus sê vir hulle, jy kan nie so om die nagmaal sit nie. En dit bring ons dan by die tweede punt. Hoekom nie? Hoekom kan ons nie met so gees om die tafel van die Here sit? Hoekom nie? Omdat die nagmaal is 'n heilige sakrament. Maak dit nou vir die sin, die inleiding wat ek vir u gegee het, die oorsak wat ek vir u gegee het. Nou kom hy sê, ek kan nie iets goeds vir julle sê nie, want dit wat julle doen is verkeerd. Maar ek kan vir julle die betekenis van die nagmaal aksensieer. En hy sê, die nagmaal is 'n heilige sakrament. Ek het so 2 definisies neergepen. Hy sê, 'n sakrament, ons praat nou van die tafel van die Here, is 'n heilige teken wat God gebruik. 'n heilige teken, wat nie die mens gebruik nie, wat God gebruik om sy genade sigbaar aan mense te wys. Dis mooi. So wanneer ons hier op die tafel sit, dan beleef ons iets van God se teenwoordigheid om sy liefde en sy barmhartigheid en sy genade aan ons te bewys. Jy sien, daar's 'n verskil tussen die liefdesmaal. Dit was 'n sosiale ete. Dit was soos
Chris, ek geniet so 'n bietjie jou toebroodjie en jy geniet wat ek het. Maar dit was nie die nagmaal. Die nagmaal was 'n heilige instelling. Die rede dat hulle nie so om die tafel kan sit nie, is omdat dit 'n sakrament is. Hoor die tweede beskrywing. 'n Sakrament is 'n handeling van Jesus Christus. Hoor mooi. Die nagmaal is nie die ouderlinge of die diakens en dit gaan oor hulle wat die nagmaal bedien en die pastoor wat die nagmaal bedien. Hoor wat sê hy, 'n sakrament is 'n handeling wat Jesus ingestel het. Wat ek probeer sê vanmôre is wanneer ons om die tafel van die Here sit, dat ons net weer sal besef die heiligheid van die tafel van die Here. Ek is altyd bang, omdat ons so gereeld nagmaal gebruik, dat dit 'n gewoontesaak kan word, en dan ontheilige mens die nagmaal. Ek wil hê jy moet hoor, dat Paulus praat en hy teken eers die gemeente en hy teken eers die stad en dan kom hy en hy sê nee, julle kan nie so om die tafel sit nie. Dit is 'n sakrament. 'n Derde betekenis is, dis 'n God ingestelde seremonie. Hoor my mooi vanmôre wanneer ons om hierdie tafel sit, die kerkraad van Queenswood het nie hierdie tafel ingestel. Hoor my mooi. Die volle evangelie kerk se hoofkantoor het nie hierdie tafel ingestel. Die synode het nie hierdie tafel ingestel. Hierdie tafel is deur God ingestel. En daarom hierdie tafel moet goddelik wees. Hier's nie ruimte vir ligsinnigheid. Hier's nie ruimte vir grappies nie. Hier's nie ruimte vir maar net vinnig aframmel, kry dit maar gou klaar, ons wil huis toe gaan nie. Ons is besig, al is dit menslike elemente, al is dit brood, al is dit sap wat hier voor is, aan die einde van die dag, die instelling van hierdie tafel is 'n God ingestelde seremonie. Nou kom Paulus en hy neem al hierdie goeders in gedagte. En hy praat met die gemeente, hy sê, julle kan nie op 'n onwaardige wyse om die heilige sakrament van God kom sit nie. Nou, onwaardig, die anoniem van onwaardig is waardig. So wat sê Paulus? Hy sê, julle moet op 'n waardige wyse om die tafel van die Here sit. Nou hoor my baie mooi vanmôre. Ek gaan nie lank besig nie. Hoor my mooi. Waardig beteken nie ek is sondeloos. Nou hoor wat ek lees. Om op 'n waardige wyse om die tafel te sit beteken nie ek is perfek nie. Dit beteken nie dat ek het goed gedoen nie. Dit gaan nie oor u en my volmaaktheid nie. Want jy sien, jy en ek is deel van 'n gebroke samelewing. Jy en ek het tekorte in ons lewe, ons het swakhede in ons lewe, ons het foute in ons lewe, ons het gebreke in ons lewe. Ek en jy sit nie as volmaak rondom die tafel van die Here. Ons sit as mens. Maar wat dan, Mike, beteken dit om op 'n waardige wyse om die tafel van die Here te sit? Kom ek gee vir jou 4 antwoorde. Nommer 1, ons moet onsself ondersoek. Selfondersoek is 'n waardige wyse. Met ander woorde, ons moet ons beproef. Ons moet om die tafel van die Here sit met 'n eerlike hart, met 'n rein hart, met 'n suiwer hart. Al is ons nie perfek, dis die gesindheid wat in ons moet leef. En ons weet wat hierdie week in ons lewe skeef geloop het. Is dit nie so nie? Ons weet waar ons die Here gefaal het in die week. Is dit nie so nie? Ons weet waar ons tekort gekom het hierdie week.
Miskien het ons hier meer verloor, toe daardie baie mooi taxi so voor ons inry. En ons het miskien iets gesê wat ons nie moes sê. 'n Waardige wyse is dan juis om die tafel te kom sit en selfondersoek te doen. En ek ondersoek nie vir Rian en Rian ondersoek my nie. Ek ondersoek myself en Rian ondersoek homself. En ons dink waar het ons verkeerd gedoen die week daarin en ons kom sit aan die tafel en ons bely. Ons bely ons tekort. Is ek reg, Jan? Is ek reg as ek dit sê? Die tafel is 'n heilige aangeleentheid. Dis die plek waar ons kom sit en waar ons juis ons tekorte kom bely. En kom sê, Here, Tersius, vergewe my, Here. Ek stel ondersoek in waar ek fout gemaak het. Om op 'n waardige wyse te sit, beteken dat ons met geloof aan die tafel van die Here sit. Dit beteken dat ons in die geloof Jesus sit as ons verlossing bely, met dankbaarheid sy groot genade ervaar en dat ons uit ons hart sê, ons leef uit die kruis. Om op 'n waardige wyse om die tafel van die Here te sit, is, luister mooi, met respek en met eerbied om die tafel te sit. Die betekenis van die nagmaal, wat ons baie keer hoor, en ek het net gevoel, ons moet dit vanmôre weer hoor, voor ons aan die tafel sit. As ons sê met respek en eerbied, dan beteken dit dat ons afgesonderd sal wees, dat ons toegewyd aan God sal wees, wanneer ons om die tafel van die Here sit. Paulus skryf in Romeine, hy sê, stel julle liggame aan God as 'n lewende, 'n heilige en 'n welgevallige offer. Geliefdes, ek wil hê dat ons vanmôre meer as ooit tevore, dat ons op 'n waardige wyse om die tafel van die Here sit. Ek sê geensins dat u dit nie gedoen het in die verlede nie. Ek sê net dat ek dink die Here praat maar eers met die prediker, want hy moet die boodskap uitwerk. So die Here praat met my en sê vir my, jy wat daai taxi so aangespreek het, alles behalwe mooi en goed, jy weet dat dit bely vanmôre voordat jy die tafel sit. En jy sit met respek aan die tafel, maar dit is nie 'n plek waar jy onverskillig aan sit nie, met respek. En die langste enetjie is dat ons met die regte gesindheid aan die tafel verneem. Hoor jy die betekenis van die nagmaal? Die regte gesindheid. Nou wat is die regte gesindheid? Kom ek noem 'n paar dinge, 'n waardige wyse vraag, is ek bereid om te vergewe? Is ek bereid om vanmôre, as ek aan hierdie tafel sit, wie ook al aan my wat ook al gedoen het hierdie week, te sê, Here, ek sit dit agter my, ek vergewe, en ek sit aan die tafel. Die betekenis van nagmaal. Om op 'n waardige wyse is om te leef in vrede, net met jou vriende. Nee, met almal. Met almal. Op 'n waardige wyse om die tafel te sit, is om ander hoër te ag as jouself. Om op 'n waardige wyse om die tafel te sit, is om die minste te wees en ander die meeste te maak in jou lewe. Dis nie maklike goed nie. Maar dit beteken die nagmaal. Dis hoekom Paulus die lering gee in 1 Korintiërs 11, dis hoekom hy oor die liefdesmaal praat, dis hoekom hy oor die toestand van die gemeente in Korinthe praat, want hy kom terug en hy sê, kom sit op 'n waardige wyse om die tafel van die Here. Kom ons beweeg na ons derde punt, ons laaste punt. 'n historiese oorsig
toe ek so uitwerk en ek lees die lelike kenmerke van die gemeente in Korinthe, dat ek dit eers sê, toe sê ek, dank die Here, ek aanbid in Queenswood. En ek bedoel dit wat ek sê. Ek bedoel dit uit my hart uit. Ek is al 'n hele paar jaar in die kerk. In hierdie gemeente is respek vir mekaar. In hierdie gemeente is liefde vir mekaar. In hierdie gemeente is daar 'n eenheid. Hier is nie verdeling nie. In hierdie gemeente ag ons mekaar belangriker as onsself. En ek dank die Here dat ek in hierdie gemeente aanbid en nie aan die gemeente in Korinthe nie. Ek dink ek sou lank op my bedankingsbrief vergeet. Maar dit bring ons dan, ons tweede punt was dat dit 'n heilige sakrament is, dat ons met die regte geaardheid en gesindheid aan die tafel sit. Ons laaste punt is, hierdie tafel sê vir ons iets van God se onbeskryflike genade. Dis hoekom die sakrament 'n goddelike daad is, waar God sy genade aan ons bewys. Dis die betekenis van 'n sakrament. En wanneer ek om die tafel sit, dan besef ons vanmôre, God is liefde. God is liefde. Jy kan nie God en liefde van mekaar skei nie, want die aard en die wese van God is liefde. En weet jy, toe ek voorberei te vra vir myself, Here, U is nie net liefde nie, U vra liefde. Dat ons hom lief sal hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, en dat ons mekaar sal lief hê soos wat God ons lief het. Maar weet jy wat vra ek my toe af, en ek is besig om te land, met watter liefde het die Here ons lief? Kom, ek gaan net vir jy so 4 of 5 gee, daar's baie, maar ek gaan nie die tyd laat uitloop vanmôre nie. Kom ek sê gou vir die, met watter liefde het die Here U lief vanmôre, en daarom is hier nie ruimte om die tafel vir onverskilligheid nie, want God het ons lief met 'n onverganklike en 'n ewige liefde. Hoor my mooi, baie dinge kom tot 'n halt in die lewe, baie dinge kom tot stilstand in die lewe, maar die liefde van God kom nooit tot stilstand. En wanneer ons om die tafel sit, dan herinner ons aan die kontinuerende liefde van God, wat nooit tot stilstand kom nie. Die liefde van die Here is enorm, dis groot, dis majestueus, dit is alles insluitend, alles omvattend, alles oortreffend, en dis daardie liefde wat God vanmôre aan jou en my bewys as ons op die tafel sit. Sy liefde is universeel, dis vir almal. Luister, die Here het nie kliks nie. Almal is vir die Here belangrik. Ryk, arm, geletterd, ongeletterd, oud, jong, talentvol, ontalentvol. Wanneer ons om die tafel van die Here sit, is sy liefde vir elkeen in die wêreld. Ons moet dit besef vanmôre. Sy liefde is 'n soekende liefde. Dis 'n liefde wat uitreik vanmôre na die stikkende mens, na die verlore mens, na die vlentermens, na die gebroke mens, na die eensaam mens, na die behoeftige mens. Dis 'n liefde wat uitreik vanmôre na jou en my in ons krisis. Kom ek noem nog een. Dis 'n onverdienstelike liefde. Kan ek jou skok vanmôre? Jy en ek kan nie betaal vir God se liefde nie. So ons hier om die tafel sit en ons herinner ons aan die heiligheid van die nagmaal en ons herinner ons aan die heiligheid van God se liefde, dan moet ons vanmôre vir mekaar sê, ons het nie genoeg geld om God se liefde te koop nie. Ons het dit nie. Ons kan ook nie studeer vir God se liefde nie. Ons kan ook nie werk vir God se liefde nie.
Ons verdien ook nie God se liefde op meriete nie. Hoor my, en dan gaan ek afsluit. Liefde van God is 'n gawe. Liefde van God is 'n gawe. Dis 'n geskenk. As iemand vir my 'n geskenk gee, dan betaal ek hom nie vir die geskenk nie. Is ek reg om mee te? Ek sê vir hom dankie. En wanneer ons vanmôre rondom hierdie heilige tafel sit, die heilige instelling sit, dan hoor ons vanmôre dat God se liefde is eintlik 'n geskenk. Met dan 'n geskenk vir jou. En dit bring my by my laaste punt. Ek glo dat 'n mens aan die tafel met dankbaarheid moet kom sit. Ek glo dis 'n plek waar 'n mens so bietjie na jouself kyk en hand in boesem steek en redes vind om die Here te dank. Ek meen danksegging was vir die Here belangrik. Voor hy die avondmaal bedien het hy die brood geneem en hy eers gedank en hy gegee. Is dit reg? Voor hy die menigtes gevoed het, die skare, het hy eers die brood geneem en wat het hy gedoen? Hy het gedank en toe gee hy die brood. As dit vir Jesus belangrik was om dankie te sê, waar kom jy nou? So ons kom sit nie om die tafel vanmôre om net vinnig gou 'n ritueel af te handel. Ons kom sit met 'n rede en met 'n doel om die tafel. En dit het ek vanmôre alles probeer saamvat in hierdie boodskap. Waarvoor kan ons dankie wees in die missluiting? Dankie vir die onbeskryflike groot liefde. En as jy saam met my stem, dan sê dit vanmôre vir die Here, want dis die gees waarom ons met die tafel van die Here gaan sit. Dankie vir God se genade en barmhartigheid. Dankie vir Jesus Christus ons verlosser. Dankie vir die kruis en die vergifnis van sonde. Dankie vir nuwe lewe en nuwe hoop. Dankie vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dankie vir 'n familie en vir vriende en gemeente. Dankie vir hulp, ondersteuning en voorsiening. Dankie vir gesondheid. Dankie vir kos, klere, water, 'n dak oor ons kop. Dankie vir werk en geleenthede. Dankie vir krag om elke dag aan te gaan. Dankie dat U by ons is in swaar kry en goed gaan. Julle kan maar kom speel. Dankie vir alles, Here Jesus. En ons saamvat en ons sê amen. Ons wil nie wees soos die gemeente in Korinthe nie. As daar so tipe gees in ons is, dan moet ons dit vanmôre bære. Ons moet dit vanmôre uit ons uitkry. Ons soek nie daai karakter in ons lewe. Is ek reg? Ons soek dit in ons lewe. En ons wil vanmôre om die tafel van die Here kom sit, nie met onverskilligheid nie. Ook nie met 'n gewoonte gees nie. Ons wil waardig om die tafel sit. En ons wil die liefde van die Here probeer verstaan vanmôre, wat hy met ons deel op die tafel. En ons wil vir hom kom sê, baie, baie, baie dankie Here, vir wie U is, en vir wat U aan ons gedoen het. Amen. Kom ons beweeg na die tafel. Geliefdes, ek gaan nou nie weer lees nie, maar ek wil hê dat ons het nou lank gesit, alhoewel ek het nie so lank geweet. Kom ons staan net vir 'n oomblik en ons sê thank you Lord for sending Jesus. Wil ons net 'n oomblik asseblief tyd maak, hierdie tafel is vir my heilig.
Dis vir my baie heilig. En kom ons sê vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons doen. Sing net so 2 keer saam. Dankie. Chris, kan ek vir jou vra vir ons te bid? Kan jy vir ons dankie uitroep vir in alle vorme asseblief? Kom ons verenig net in die gebed, as jou hande wil lig, dan lig jy dankie Chris. Vader, ons Here Jesus Christus, eers baie dankie vir die wonderlike voorreg. Jesus. Groot genade van die Here gesê, dat indruk hier wat so tafel sit, Here. Baie dankie vir die offers wat u gedoen het. Baie dankie vir die sakramente wat u gestel het. Baie dankie Here dat u ons dit so maklik maak. U het alreeds alles gedoen. Ons in die geloof en die prys wat u net dank, eer en die lof toesig Vader. Help ons, wees met ons, wees in die predikant, wees in die Gees voorberei, dat ons werklik met dit dankbaarheid kan sê, dankie Here. Baie dankie, kom ons sit op die tafel. Ervaar jy daai dankbaarheid? Ervaar jy dit? Beleef jy daai dankbaarheid? Is jy dankie vir Jesus? Dankie vir Jesus. Dankie vir Jesus. Dankbaar en hy verraai is met die brood geneem. Hy het nie sommer net uitgedeel. Hy het gebreek en hy het gedank. As dit vir hom belangrik was om eers dankie te sê, hoeveel te meer vir jou en my. Soms eet aan die tafel, met dankbaarheid vermoorde. Na die beker het hy na die brood het hy die beker geneem en hy het gesê, dis die Nuwe Testament. Hy sê so dikwels as julle daaruit drink. Ek gaan vra dat die kerkraad die bedien vanmôre, hierdie tafel is nie hierdie gemeente se tafel nie. Hierdie tafel is God se tafel. Dis 'n heilige tafel. Sit met heiligheid op die tafel van die Here vanmôre. Baie dankie broeders, kan jy maar by help met hierdie hande van my bewe so asseblief. As die beker wil gebruik, hier is die beker, ons broeders sal van gee as die beker wil gebruik.
Ons het nou die geleentheid om die broodjie te vat en dink aan iets waarvoor jy vanmôre vir die Here dankie wil sê. Iets wat jy jare terug, ek dink O'Neil is al eers te sê, ons babietjie. Maar dink aan iets waarvoor jy die Here spesiaal wil dankie sê vanmôre. Ek wil jou die geleentheid gee. Dink daaraan en eet die broodjie vanmôre. Ons gaan die tafel verder bedien. Ons gaan vir Geliefdes, ek sê weer, as iemand die beker wil gebruik, net die hande vir ons opsteek. Dankie, dankie Jesus, dankie Jesus. For a place called Mount Calvary.
Neem jy die glasies op. Is jy geseënd? Geseënd. Het jy die heiligheid van die Here ervaar vanmôre hier op die tafel? Plek waar ons met respek sit. Baie dankie vir jou teenwoordigheid, hoor. Mag dit goed gaan met julle. Ek dink ek gaan vir my swaar gee en dat hy die liturgie verder hanteer. Goed. Die Here seën vir julle. Mooi gaan. Mooi dag. Geniet julle varkbout en beesbout. Ja, seker ons het beesbout vanmôre, ander het 'n hoenderbout. So, en is liefdesmaal, so ruil die beesbout met 'n hoenderbout. Ek wil vir Swaar baie dankie sê vir 'n geseënde boodskap. En weet jy, terwyl jy nogmaal bedien was, en terwyl ons nog gesing het, het ek weer eens die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar. Want hy is hier. En ek glo die boodskap is vir u tot groot seën gewees en dat u as genade en dankbaar is vanmiddag by die huis kom, want jy weet as baie meer aan die nagmaal as wat ons vir ons hoor het. Maar dankie vir die boodskap, Michael. Ek weet dit van Here af gekom en ek glo dit baie geseën. Ek gaan vra dat u gaan staan en dan gaan ons tieners ons offergawes vorentoe bring soos hier op die hart gelê het en daarna as ons weer verder met die sal gesoek. Kom staan. Ons sal ons dan natuurlijk so dat dit is een opgave van my. Ons pastoor en dan die gebid, maar ek wil eens weer van dit. Dat die Here sal onderneem en dat die Here sal genees en dat die Here sal volkome berusting bring vir hulle, terwyl ons dit afsluit. En dan moet ek net vra dat die Gees sal sit, ek gaan baie vinnig die aankondigings doen. Baie dankie. Hemelvader, wat 'n wonderlike diens, wat 'n wonderlike eer, wat 'n wonderlike liefde wat ons môre kan ervaar. Dankie Here dat ons die liggaam so kan gebruik. Die liefde het ons oor ons uitgestort. Here, ons vra nou die verrigtinge, baie dankie daarvoor. En dan die res van die week, laat ons dit onder u hand bly in die wonderlike naam, in die naam van Jesus, ons koning. Amen. Dankie. Ek wil net sit maar net 'n oomblik asseblief. Ek wil net sê toe ons in die bidkamer sit en ek in my swaar en dan vroeg vanoggend toe ek hoor hy is nou nie, hy is self nie baie gesond nie. Toe vra ek hom as jy reg gaan vanoggend. Toe sê hy ja, dis al was jy nie, moet maar net reg wees. Want ek is nie voorbereid om 'n boodskap te bring en ek dink Here het hom vanoggend gebruik. Ek gaan net gou die aankondigings doen. Ons erediens die volgende week om 9:30 en dan die week wat kom is daar geen bidtier nie. En dan woordskool is nog steeds Dinsdag 9:30, né? Van Dinsdag 9:30. Vir die huidige is daar geen omgee groepe nie. Ons sal nog verdere kennisgewings en aankondigings doen raak in die omgee groep, maar daar tans geen omgee groep nie.
En dan die gemeenteberaad wat vandag so plaasgevind het, is uitgestel. Ons het nog nie 'n datum vir die volgende gemeenteberaad nie. Die gemeentebijeenkoms, dit sal ook deurgegee word, sodat julle kan weet wanneer ons gaan saamkyk. Dis jammer, daar was lus vir 'n stukkie vleis vandag, 'n stukkie bors ek moet seker self gaan braai. En dan net of vra, die gemeenteblad vir Februarie maand is uit. Daar is dan 47 of 46 afskrifte daar by die foyer waar ingevoer. Vat asseblief vir die een en deel ook Blackie het dit elektronies uitgestuur. Ek persoonlik verkies om dit so te lees. Nie op 'n rekenaarskerm. So kry asseblief en dan lees gerus al die leesstof. Ek wil nie tog vra vanoggend om te kyk na Chris Coetzee se getuienis en dit wat in die maandblad is. Dit was vir my tot groot seer geweest en ek glo ook vir u tot groot seer. Maar vat asseblief een en ek wil met die deel is, maar weet jy wat? Volgende week gaan ek vra oor wat jy gelees het. En as nie antwoord het nie, gaan dan moeilik vlees. Nee, ek krijg het. Gaan in die vrede van die Here en geniet die middag. Baie dankie.